Het jy al ooit die gesegde gehoor in sport dat timing is everything? Ek het al eerstehands beleef hoe in 'n wedstryd kan die regte beweging op presies die regte oomblik uiteindelik die groot verskil maak tussen 'n wen en 'n verloor. Maar selfs met die perfekte tydberekening, as jy nie op die regte plek is nie, dan gaan die plan uiteindelik nie werk nie. As jy nie in jou posisie is of is waar jy veronderstel is om te wees op daai oomblik nie, gaan jy die geleentheid mis. Dis dan net sowel jy volg jou eie kop, want jy hou dan nie by die plan nie. Deur nie in posisie te wees op die regte tyd nie, het jy mos afgewyk van die plan. En dis amper die prentjie wat ek sien as ek in Psalm 2 gaan lees. Ons sien die Psalm begin met hierdie vraag: waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die mense probeer amper al hulle eie spanne vorm, hulle maak hulle eie reëls op en dan sê hulle, kom ons maak ons los van God en sy gesalfde. Dis soos spelers wat besluit om hulle eie gameplan te volg en die coach te ignoreer. En die resultaat daarvan is uiteindelik chaos en verdeeldheid. Maar dan draai die toneel in Psalm 2 en dit sê, hy wat in die hemel woon, lag. God raak nie paniekerig oor mense se rebellie nie. Hy ken die uitslag. Hy weet die oorwinning is reeds syne, want hy sê in vers 6, ek self het my koning gesalf op my heilige berg. In sportterme, die gameplan is klaar vas, die kaptein is aangewys en die oorwinning is verseker. En dis waar ek en jy dan in die prentjie inkom. Wanneer jy deur 'n persoonlike verhouding met Jesus, of wanneer jy 'n persoonlike verhouding met Jesus het, dan word jy deel van sy familie, jy word deel van die liggaam, jy word deel van sy span. En in sy span kry jy nie net 'n plek nie, jy kry 'n nuwe identiteit en unieke gawes deur die Heilige Gees. Sommige kry dalk die gawe om te leer en ander om te bemoedig of te dien. Jy sal weet wat jou gawes is en as jy nie seker is nie, vra dan vir die Here dat hy dit vir jou uitwys of dit openbaar. En net soos met enige spansport, is daar nie belangriker of minder belangrike posisies in God se span nie, of belangriker en minder belangrike gawes nie. Elkeen het 'n rol wat bydra tot die groot gesamentlike doel om die goeie nuus te verkondig en disippels te gaan maak. Elke speler het 'n rol en elke rol is belangrik vir die span se missie. Psalm 2 sluit dan af met 'n ernstige opdrag. Dit sê, dien die Here met ontzag, kus die seun, sodat hy nie toornig word nie. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Om die seun te kus beteken om hom te eer, om jou hart vir hom te gee, om sy leiding konstant te volg. Dis wanneer ware spanwerk begin. Elkeen op die regte plek, op die regte tyd, onder die regte kaptein. So dan is die vraag vandag, is jy in jou posisie? Of speel jy nog jou eie gameplan? Die tyd is nou, die plek is waar God jou geplaas het, en jou posisie wag op jou. En jou span maak staat op jou, so wees op jou plek, wees in posisie. Tot die volgende.